Middag julle, Jewert hierso van nog 'n koppie koffie. Ek hoop julle het 'n goeie dag gehad. Julle moet nou nie vandag van my lag nie. Ek het nou koffie vroeër vanmiddag gemaak. Bly daar 'n bietjie oor. Toe gaan nie mors nie, gaan dit 'n bietjie hier bære in hierdie botteltjie. So 'n lekker ou mokkapot koffie hierdie. Manne, vrouens, wie ook al, kyk, ek wil 'n bietjie met julle deel, maar eintlik meer met die mans. Ek het nou vandag met 'n paar van my vriende gepraat, bietjie ingecheck, hoe gaan dit met hulle? En ja, die party van die ouens kry swaar. My een pel sê vir my, het voel of sy lewe stil staan of eintlik 'n bietjie agteruit gaan. En ander ene het weer gesê, ja, met alles wat aangaan, so ons nou kyk wat ons kan doen, alles harde werk. En ander pel van my ook, hy sê nee, ons moet net uitkom hier waar ons nou is, want het gaan nie goed hierso nie, finansieel nou. En ja, ek wil julle eintlik 'n storie vertel, my niggie. My niggie was die 4de Suid-Afrikaanse vrou wat Everest gesummit het, Wilmien. En sy vertel, hy laaste stukkie, toe hulle nou die berg geklim het, eintlik het die storie lang voor het begin, ek dink 2011, 2012, somewhere daar, toe sy die eerste keer gaan klim. En die permitte en goed kos baie geld om te kan gaan klim. En sy het toe gegaan die eerste keer, en hulle gaan op by basecamp, bietjie gesettel daar, en toe hulle net gesettel het daar, toe is daar aardbewing, kom die avalanches en goed af, bring die sneeu af, daar skool mense al basecamp dood, gelukkig vir hulle was daar 'n knoppiekie agter hulle tent gewees, en die sneeu net gekom en hulle tent toegeval, hulle was okay. Maar toe maak hulle die berg toe, mag niemand meer klim nie. En maar gelukkig die permitte is toe hernieuw, ek dink 5 jaar of so, voor hulle weer kan kom klim, of in die tyd wat hulle weer kan probeer. En so kom sy toe die tweede keer, om te kom klim. En toe sy die tweede keer gaan klim, nou hulle het net 'n sekere venstertydperk, wat hulle kan klim, in die seisoen. Hulle is hier op die einde van die klimtydperk, hulle gaan op, daar is ons verskillende kampe, kamp 1, kamp 2, 3, 4, so aan. As ek reg kan onthou, gaan jy na kamp 3 toe, en dan van 3 af gaan jy na kamp 4 toe, maar as jy in kamp 4 is, van daar af moet jy op suurstof wees die hele tyd. En hulle is toe op daan toe, en van daar af wag jy dan om te summit, dan wag jy nou vir jou geleentheid, vir die weer en alles reg is. En my niggie, hulle sit daar so, maar die weer is sleg, daar is ons nie 'n gap dat hulle kan summit nie. En die tyd loop, en hulle is op suurstof daar so. En daaraan so een na die ander, draai klimmers om, hulle gaan af, hulle gaan terug. My niggie, soos hulle afgaan, koop toe hulle suurstofbottels op, en maak sy bietjie met mekaar. En sy hou aan, en sy weier toe om op te gee, en sy sê, iewers, die weer kan nie heeltyd sleg wees, iewers moet het beter gaan, iewers gaan daar gap wees wat sy kan deurkom. Sy het vastgebyt, en het was toe ook so, sy het daar gap gesien, sy het opgegaan, en sy het gesummit. En baie het vir my baie beteken, baie geleer, dat beteken mens net vashou, net hoop hou, moed hou, iewers moet het beter gaan, het kan nie altyd net sleg gaan nie. Dieselfde, nou met my vriende wat ek gepraat het vandag, met onsself, finansieel gaan het maar tyd. Baie mense in Suid-Afrika nou in die wêreld, met al die diesel en al die goede, en die weer op hierdie stadium is rof, dakke waai weg, plekke verspoel, plekke sneeu toe, rotse val. As jy so om jou rondkyk, gaan het rof. Maar, as jy gaan kyk in Matteus, sê daar so, dat die Here, hy maak al die blommetjies, dat hulle mooi blom, al die voeltjies gee hy voor kos, hy sorg vir ons almal. Hy sê ons moet nie worry oor kos, of drink, wat ons gaan eet, wat ons gaan drink, wat ons gaan dra, aantrek nie, al die goede nie, hy sal sorg daarvoor. Maar, sê hy, soek eers die koninkryk van God, dan sal al hierdie ander goeders bykom. Hy sê, want heidene, hulle worry oor
wat gaan ons eet, wat gaan ons drink, al daai goede. So, ons moet fokus op die koninkryk. Nou wat is die koninkryk? Koninkryk is liefde vir mekaar, omgee vir mekaar, God te vertrou, sy wil te soek. En ek het, hierdie laaste stukkie as ek deur 'n rowwe patchy wat ek half hoop verloor het. My gedagtes laat gaan het, toegelaat dat negatiewe gedagtes inkom. As die mense praat oor hoe sleg is dit, praat ek saam, en ek glo hy leen. Maar ek het besef weer, dit kan nie altyd sleg gaan nie. Ons deel is ons moet vertrou op die Here, en ons moet net aanhou. Dit wat jy doen, hou net aan om dit te doen. En doen wat reg is, doen wat goed is. Moenie shortcuts try vat nie, moenie skelm deals vat nie. Doen jy net wat jy moet doen, en hou aan om dit te doen, en vertrou op die Here. Die Here sal kyk, dit wat jy moet eet, dit wat jy moet drink, hy sal hy goed uitsort. Maar hou moed, hou vas in die hoop. En kyk 'n bietjie na jou pelle, hoor, hoe gaan dit? Staan hulle by, encourage hulle, al het jy nie geld of goeders om hulle te help nie, net jou omgee, tel hy, aanhou op, tel hy boeta, tel hy sissa op. So encourage mekaar, check op mekaar. Moenie net jou eie lewe gaan en net worry oor jouself. Dis die ander ding, worry. Daar staan in die Bybel, jy kan nie onthou hoeveel het hulle gesê, 'n sentimeter of wat ook al hulle gemeet het. Jy kan dit nie by jou lengte bysit deur om te worry nie. Dit help jy om te worry nie. Vat daai worry en dan maak jy daai worry 'n gebed. Want worry gaan jou nêrens bring nie. Maar as jy dit wat jou worry vat en maak dit 'n gebed, gee dit vir die Here, hoop op hom, glo op hom, vertrou op hom. Dan los jy hom daar. Dan gaan jy aan, dan doen jy net weer wat jy kan doen en doen die regte ding en hou aan doen. Nie opgee nie. Iewers sal dit draai, iewers sal dit beter raak. Iewers gaan ons weer vooruit kom. Maar saam met die Here gaan ons uitkom. En ja, encourage mekaar, moenie toelaat daai negatiewe gedagtes jou onderkry nie. Dink aan die goeie goeders. Lewe in dankbaarheid. Kyk 'n bietjie. Kyk terug waar die Here al vir jou deurgekom het. Sy goedheid, dinge wat hy al gedoen het vir jou. Fokus op dit, lewe in dankbaarheid. Kyk waar kan jy iemand anders help. Want as jy iemand anders help, as jy gee of help vir iemand anders te, dan lig dit jou, dan gee dit jou moed, laat jou beter voel, dan gaan jy weer aan. Ek het nou genoeg gepraat, kom ons drink 'n koffietjie, en dan sien ek julle weer vir nog 'n koppie koffie later. Cheers.